Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop dat jy gesond is en ek hoop dat jy veilig is. En ek hoop dat julle mekaar nie heeltemal van julle sinne afdryf nie. Jy sal sien dat ek vanoggend 'n klein bietjie op 'n ander plek is as wat ek selfs later in die diens sal wees. Ek het die preek in die kerkgebou opgeneem en ek was van plan om hierdie gedeelte ook daar te doen en toe is ek nou slim genoeg om dit te vergeet. Maar ek het ook besluit, daar's nou nie 'n manier, ek stap nou in die reën terug nie, so jy gaan nou maar tevrede met wees om hier vir 'n oomblik saam met my in my huis te wees. Hierdie erediens of hierdie opname is so bymekaar gestel dat jy op 'n manier 'n volle eredienservaring sal hê. So jy gaan die geleentheid hê om die Here te aanbid. Jy gaan die geleentheid hê om stil te word. Jy gaan die geleentheid hê om die Here te loof en te prys. En jy gaan ook die geleentheid hê om saam te luister na sy woord. En daarom wil ek jou nou vra om vir 'n oombliekie stil te word en jouself in te stel vir hierdie diens. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. In genade groot en ryk, bou U hier U koninkryk. Voordat ek kon kies, kon vra, het U seën my vloek gedra. Ek kon vind, het my gekry, voor ek nog my skuld bely. Al die heilige sin, met woorde gerin, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Grote God, aan U die eer. Sin, met woorde gerin, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Al die heilige sin, met woorde gerin, en die getuig, met klanke wat juig. Grote God, aan U die eer. Aan U die eer.
nie die eer. Voor God en saam met die gemeente van God bely ons vandag ons gebrokenheid. Dat ons op verskillende maniere ons eie lewe verwond, maar dat ons ook die lewe van ander verwond, en so ook die lewe van die wêreld om ons. Mag God ons vergewe, en mag Christus ons vernuwe, en mag die Gees van God ons help om te groei in liefde. Amen. Ons buig neer, bring U die eer, by U voete, Jesus. Hoe groot is nou U liefde en trou, by U voete, Jesus. U is heilig, heilig, heilig. U is heilig, heilig, heilig. U is heilig, heilig, heilig. U is die Lam. Ons buig neer, bring U die eer, by U voete, Jesus. Hoe groot is nou U liefde en trou, by U voete, Jesus. U is heilig, heilig, heilig. U is heilig, heilig, heilig. U is heilig, heilig, heilig. U is die Lam. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan hierdie heerlikheid van God.
Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy in ons gegee het. Om hierdie teks, en eintlik maar om die hele brief wat Paulus vir die gemeente in Rome skryf te verstaan, moet jy dan so ietsie weet van die tempel en van die offerande kultus van die eerste eeuse Jode. En daarom gaan ek vir jou net so 'n paar punte uitwys, sonder om in te veel detail in te gaan, net so 'n paar punte wat ek dink belangrik is. In die eerste plek, moet 'n mens verstaan dat die tempel die plek is waar God gewoon het. Dit was God se woonplek hier op aarde. So jy kan dink hoe belangrike rol dit gespeel het. En veral die allerheiligste. Die allerheiligste was die plek waar jy werklik vir God kon ontmoet. Die enigste probleem is, daar is net een mens, en dit is die hoëpriester, wat net een keer 'n jaar daarin kon ingaan. Maar die allerheiligste was werklik die plek waar hemel en aarde by mekaar gekom het. So nou kan jy dink dat hierdie tempel 'n verskriklike belangrike rol in die geloofslewe van die Jode gespeel het. Offerandes in die vorm van 'n kalf of 'n lam of 'n duif as jy nou nie baie geld gehad het nie, het ook 'n baie belangrike rol gespeel. En 'n groot deel van die fokus hier rondom was rondom vergifnis, om weer die verhouding tussen jou en God te herstel, sodat daar vrede kan kom tussen jou en tussen God. En daarom het mense heel gereeld hierdie diere gevat, sodat hulle geoffer sou word. Het is ook belangrik om te verstaan, dat net die priester hierdie offers kon gemaak het. So jy sou jou duif of jou lam of wat ook al sê jy gekoop het, en jy sou dit na die tempel toe gevat het, en dan sou die priester dit voorbereid, en die priester sou dit geoffer het. Maar jy self kon dit nie gedoen het nie. Dit moes die priester gewees het. Dit was 'n priester gewees het, wat namens jou, as 'n tussenganger tussen jou en God, moes opgetree het. En laastens is dit belangrik om te onthou dat hierdie kultus en die onderhouding van die wet hand aan hand saamgeloop. In die eerste plek was hierdie hele kultus, die tempelkultus en die offerande kultus was gebaseer op die 613 wette wat hulle gehad het. En in die tweede plek het die onderhouding van hierdie wette ook 'n verskriklike belangrike rol gespeel. Dis ook belangrik om te onthou vir die res van ons teks. So, nou moet ons verstaan dat om in die teenwoordigheid van God te gekom het en om in die regte verhouding met hom te gestaan het, nie 'n eenvoudige ding was. Daar was 'n hele ritueel, 'n hele ritmeral wat moes plaasgevind het voordat jy kon geweet het dat daar nou tussen jou en tussen God vrede is. Dat jou en God se verhouding nou weer op 'n goeie plek is. En ons is nogal geneig om in ons westerse moderne kultuur nogal met skewe oë hierna te kyk, want dit maak nie vir ons sin nie. Dit maak nie sin om 'n dier te slag nie, dit maak nie sin dat 'n spesifieke ou dit net kan doen nie. Maar ek dink ons moet dalk met 'n klein bietjie sagter oë na hierdie mense kyk. Want ons het dalk meer in gemeen as wat ons so nou en dan bereid is om toe te gee. Ek dink byvoorbeeld, ons moet onsself 'n paar eerlike vrae afvra. In die eerste plek, is hierdie verwydering van God wat op een plek is, van God wat net in 'n allerheiligste is dit nie maar iets wat ons ook baie keer beleef nie. Laat ons beleef, maar God is op sekere plekke, maar hy is nie hier by ons nie. Ons voel 'n verwydering van God af. God is nie naby ons nie. Dis nogal een van die temas wat ek gereeld hoor wanneer ek met mense praat. Mense wat sê, maar ek voel ver van God af. Dit voel vir my of God nie hier by my is nie. Dit voel vir my of ek teen die plafon vasbid, of dit voel vir my of ek nie eers kan bid nie, want dit voel net vir my, God is of nie eers hier nie, of hy is nie bereid om vir my te luister nie. So ek dink, heel gereeld beleef ons ook 'n verwydering van God af. En miskien is dit een van die
toestande van die mensdom, of dit nou primitief en of dit nou modern is dat ons hierdie ver van God af gevoel gereeld het. Dat ons voel, maar God is nie hier nie. En miskien is dit iets wat jy ook al beleef het. Miskien is dit iets wat jy juis nou beleef. In die tweede plek moet ons dalk ook raak sien hoe belangrik dit vir God is. Hoe belangrik dit vir God was. Met ander woorde, in die antieke tyd en nou, om by ons te wees. Om hierdie afstand tussen ons te verklein. Ek herinner mense gereeld daaraan, die God wat ons aanbid is 'n God wat ons kom soek. Dis 'n God wat by ons wil wees. Dis soos wat ek al 'n paar keer gesê het, die taal van ons verbond. Dis God wat vir ons sê, maar ek het vir jou lief. Wil in 'n verhouding met jou wees. En dit sien 'n mens in hierdie tempelkultus ook. Mens sien dat God die behoefte het, en hy gaan deur 'n hele ritmerou om net by hierdie mense uit te kom, sodat hulle sy teenwoordigheid kan beleef. Dit is dan nou juis hierdie eeueoue, maar terselfdertyd ook hedendaagse vraag van, waar is God? En hoe kan ek 'n verhouding met God hê, wat ons teks vandag kom aanspreek? Maar dit is duidelik in hierdie teks, dat Jesus die groot verskil is. Ek het nou gesê dat God soek 'n brug, hy soek die heeltyd 'n pad na ons toe, 'n pad na ons hart toe terug. En dan in hierdie teks is dit duidelik dat dit Jesus is. Jesus is die brug. Jesus is die een wat ons na God toe bring. En Jesus is op die ou end van die dag die versoening van alle versoenings. Hy is die offer van alle offers. En hy kom sê in hierdie gedeelte dat Jesus alle profesieë vervul. En in die sentrum van dit alles staan nie 'n autokratiese God wat reg staan met 'n sweep nie, wat wil veroordeel nie, wat wil verdoem nie, maar 'n God wat 'n liefdevolle verhouding met mense soek. 'n God wat sy hart op sy mou dra, wat net sê, ek het jou lief en ek wil so graag hê dat jy ook vir my moet lief wees. En dan maak Paulus dit ook baie duidelik, dat dit eintlik is, hoe dit nog altyd veronderstel was om te wees. Dat dit nog altyd is wat God begeer het. Hierdie verhouding tussen ons en hom was nie iets niets nie, is nie 'n Nuwe Testamentiese ding nie, dis iets wat al van die begin af daar was. En dit is belangrik om dit raak te sien. Nou die vraag is, hoekom mis ons as Christene dit so baie kere? Hoekom mis ons hierdie liefdevolle God? Hoekom vir alles dinge moeilik raak, sien ons nie vir God raak nie? Voel dit vir ons of God ver van ons af is? Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer het ek hierdie laaste ruk mense gehoor en gesien op Facebook, dinge sê soos, hierdie krisis waarin ons is, hierdie virus wat nou hier in ons midde is God se manier om mense te straf nie. Hoeveel keer het ek dit gesien? Dis God wat die wêreld skoonmaak, God wat die aarde skoonmaak, en dit is vir my so hartseer. Want ten spyte van hoeveel bewyse van 'n liefdevolle God, wat in 'n verhouding met mense wil staan, verval mense so dikwels in 'n vreesaangedrewe teologie van tunnelbin. Dis al wat jy moet doen. Jy moet net op bekering kom, sodat jy tog net nie kan hel toe gaan nie. En dan vergeet ons, dat God eintlik 'n God is, wat in 'n verhouding met ons wil wees. 'n God wat vir jou lief is. 'n God wat omgee hoe dit met jou gaan. En nou baie belangrik, en ons gaan dit duidelik nou sien, 'n God wat eintlik die hele tyd teenwoordig is. Nou kan jy vir my weer vra, hoekom lyk dinge dan soos wat dit is? Daai ou bekende vraag, hoekom lyk die wêreld so? As God 'n God van liefde is, hoekom lyk dinge so? Hoekom voel ons so moedeloos en verlore? En ons kan dalk sê presies soos nou. Hoekom voel ons nou so moedeloos, vreesbevange en verlore? Ons is in ons huise vasgekluister. Party mense is heeltemal alleen. As mense wat regtig op hierdie stadium eensaam is.
As dalk iemand wat in 'n toksiese verhouding is, iemand wat op hierdie stadium mishandel word in 'n huis waarin hy of sy nie kan uitkom nie. En party mense het onsekerhede wat voorlê. Party mense weet nie of hulle besighede nog gaan bestaan nie, of wat ook al die geval mag wees. Ons het nou hieroor al baie gepraat, en dan kom hierdie vraag mos maar by 'n mens op, maar hoekom? Hoekom lyk dit so? Hoekom werk dit so? En ek moet eerlik wees, partykeer lyk dinge eenvoudig hopeloos. En daarom is hierdie teks so mooi. Veral vers 1 en 2, wat ons herinner dat ons voortdurend in 'n staat van genade is. Ons is voortdurend omring deur genade. Hoekom? Want God is teenwoordig. Dit is wat Paulus hier sê. Paulus sê, God is teenwoordig, en omdat God teenwoordig is, kan ons weet dat ons in genade leef. Ons leef nie in genade omdat dit so goed gaan met ons nie. Weet, dis baie keer hoe ons koppe werk. Ons koppe sê vir ons beleef genade omdat dinge goed gaan. En nee, dis nie hoe dit werk nie. Paulus kom sê baie duidelik hier, ons beleef genade omdat ons in die teenwoordigheid van God is. En omdat ons kan seker wees dat God altyd teenwoordig is. Ons het nie 'n priester nodig nie. Ons het nie 'n hoëpriester nodig nie. Ons het nie 'n tempel nodig nie. En dit is hoekom dit nie eers belangrik is dat ons 'n gebou het nie, want niks hiervan bring ons nader aan God nie. Hierdie gebou is wonderlik, want dit is vir ons 'n plek waar ons by mekaar kan kom. Dit is 'n plek waar ons kan regroup. Dit is 'n plek waar ons vanuit gestuur kan word. Maar God is nie hier meer teenwoordig as wat hy daar teenwoordig is in jou huis nie. Of wanneer jy terug gaan werk toe of skool toe nie. Hierdie is net 'n gebou. En Paulus sê, dit is as gevolg van hierdie teenwoordigheid van God wat ons hoop kan hê. Hy gaan so ver om te sê dat dit hierdie teenwoordigheid van God, in God se genade leef is, waarin ons moet verheug. So ons moet hierdie teenwoordigheid vier. Dis iets om oor bly te wees. Ten alle tye. Maak nie saak hoe dit met ons gaan nie. Want ons weet God is teenwoordig. Maar net voordat een van ons dalk kan dink dat hierdie genade waarvan Paulus hier praat, beteken dat dit met ons gaan goed gaan, volg Paulus op met hierdie volgende paar verse. Dit is net asof 'n mens, net voordat 'n mens sê, yes, dit lyk asof dinge net weer gaan goed gaan, dan sê Paulus die volgende woorde. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Sien, dis nou hier, waar daai teologie wat sê, as jy reg glo, en as jy die regte dinge doen, gaan net goeie goed met jou gebeur, alle geloofwaardigheid verloor. Want Paulus sê hier, jy kan 100% seker wees, dat God by jou is. Dit beteken dat jy 100% seker kan wees, dat jy in God se genade is, want God is by jou. Het gaan nie oor wie jy is, of wat jy doen nie, luister mooi, dit gaan oor wie God is. Het gaan ook nie oor hoe dit met jou gaan nie, dit gaan oor wie God is, en God is die God wat by ons is die hele tyd. Wat beteken dat ek en jy die hele tyd genade ontvang. Paulus sê hier ook, dat al staan jy in God se genade, al is jy in die teenwoordigheid van God, gaan daar nog steeds dinge verkeerd gaan. Dis net hoe die lewe is. Maar, en dis 'n belangrike maar hierdie dinge wat verkeerd gaan, in plaas daarvan dat dit 'n bewys is van God se afkeer in ons gedrag, 'n God se afkeer in die mensdom, moet ons dit dalk eerder sien as 'n geleentheid om sterker en beter aan die ander kant uit te kom. Wat 'n wonderlike mindshift is dit nie om te maak nie. In plaas daarvan om te sê, God straf ons wil dit so gereeld doen,
God is keelvol vir ons, moet ons eerder sê, maar ek gaan hierdie geleentheid gebruik as 'n geleentheid wat my karakter gaan vorm. 'n Geleentheid wat my weer gaan herfokus. 'n Geleentheid wat gaan maak dat ek en die mense om my op 'n beter plek aan die ander kant uitkom. Want swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en geloof, egtheid van geloof kweek hoop. Dit laat 'n mens om so klein bietjie beter voel, is dit nie? Vir my gee dit nogal so 'n bietjie hoop. Maar mens moet ook versigtig wees om nie te vinnig hiervan net iets van 'n individuele ervaring te maak nie. Want Paulus praat nie hier van net 'n persoonlike verhouding met God nie. Natuurlik dit ook, want dit is belangrik, maar dit is nooit al waaroor dit gaan nie. Hy praat ook nie hier met net individue nie, hy praat hier met 'n gemeente. En oral waar ons in God se liefde is, oral waar ons in Jesus se liefde loop, is daar gemeenskap. Dis net hoe God se liefde werk. God se liefde is nooit net na een kant toe nie. God se liefde is altyd gemeenskaplik. Hierdie genade, met ander woorde, is ook nooit net vir my nie. Kan nooit sê, hierdie genade is net vir my nie. En die enigste manier wat ek deur enige moeilike tye gaan, is wanneer ek dit saam met iemand anders te doen. En ek dink jy sal dit weet. Jy sal weet hoe moeilik dit was om dinge alleen te probeer het. En wanneer daar iemand was wat saam met jou die pad gestap het, was dit net soveel makliker. En dit is hoe God dit bedoel het. God het bedoel dat ons hierdie dinge moet saam doen. 'n Student vra eendag vir 'n antropoloog, Margaret Mead, wat is die eerste tekens dat 'n samelewing, 'n antieke samelewing, 'n beskaafde samelewing was? En die student het natuurlik verwag die antwoord met iets wees soos artefakte of gereedskap wat hulle gemaak het, of iets in daai lyn, iets wat bewys daar is redelike beskaafdheid. En haar antwoord was nogal verrassend, want dit was alles behalwe dit. Sy sê toe nou, die eerste tekens dat 'n samelewing beskaafd was, is wanneer jy die gebeentes van hierdie mense opgegrawe het, en daar was eers die bewys dat iemand se femur, met ander woorde hierdie been wat van jou heup tot jou knie gaan, daai lang ene, dat hy gebreek het en weer aangeheg het. En die rede daarvoor is, dat as jy 'n gebreekte femur het, kan jy nie loop nie. Met ander woorde, net om dit te bewys, in die diereryk, as 'n dier daai been breek, dan gaan hy dood, want hy kan nie gaan water drink nie, hy kan nie jag nie. Hy is totaal en al oorgegee aan predatore, so op die ou end van die dag kan hy nie oorleef nie. So die oomblik wanneer daar bewyse is dat hierdie mense, dat iemand in hierdie gemeenskap 'n gebreekte femur gehad het wat weer aangegroei het, is dit 'n bewys dat daar iemand was wat saam met hom hierdie pad gestap het. Daar's iemand wat hom opgetel het en wat hom versorg het, wat dalk vyande afgeweer het. Hoe mooi is dit nie? Dit is die eerste teken van 'n beskaafde samelewing. En miskien is dit vandag nog meer waar as ooit van tevore. Dat ons juis beskaafd is wanneer ons vir mekaar omgee. Dat ons beskaafd is wanneer ons 'n pad saam met ander mense stap. Dat ons nie noodwendig beskaafd is as ons die beste tegnologie het, of die beste karre het, of die beste van wat ook al het nie. Beskaafdheid is menslikheid. En wanneer ons vir mekaar sorg, en wanneer ons vir mekaar in die bres tree. Laat dit vir 'n oomblik insink. Ons hou nie daarvan as dinge skeefloop nie. Ons hou nie daarvan as ons planne nie uitwerk nie, en daar is baie van hulle op hierdie stadium. Ek hou nie daarvan as dinge nie werk soos wat ek beplan het nie, en dit kan 'n mens moedeloos maak. Kan 'n mens baie keer selfs hopeloos maak.
Want baie van hierdie dinge wat gebeur, kan verwoestende effekte hê. Kan my lewe op sy kop draai. Maar ek wil jou vandag kom herinner, deur die brief wat Paulus hier aan 'n kerk 2000 jaar terug geskryf het. God is by jou. Jy is in genade die heeltyd. Daar is hoop. Ongetwyfeld, daar is hoop. En daarom kan ek jou ook verseker dat jy gemaak is om hierdie tipe van storms te oorleef. Partykeer voel dit mens kan dit nie meer verder aangaan nie, partykeer voel dit 'n mens weet nie meer hoe of waar nie, waar gaan daar hulp vandaan kom nie, maar jy as individu, as mens, is gemaak om hierdie storms te kan oorleef. Jy as mens is gemaak om die onbekende te kan trotseer. Jy voel nie so nie, ek weet jy, dis nie iets wat jy wil hê nie, maar jy het alles klaar by jou om deur hierdie storm te kom, om ander kant uit te kom. Daar is hoop. Dan wil ek afsluit met hierdie woorde. Saam is ons beter. Saam is ons wie God wil hê ons moet wees. Saam kan ons werklik berge versit. En omdat ons nie alleen is nie, omdat jy nie alleen is nie, wil ek jou vandag weer kom herinner, daar is hoop. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand, start to fall. And all those lonely roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. Well, there was Jesus. In the way, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. For this man who needs amazing kind of forgiveness at a price I couldn't pay. I'm not perfect, so I thank God every day. Well, there was Jesus. There was Jesus. In the way, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it, I couldn't see it. There was Jesus on the mountain, in the valleys, There was Jesus. in the shadows of the alleys, There was Jesus. in the fire, in the floods, There was Jesus. always is and always was. No, I never walk alone. You were always there. In the way, in the searching, in the healing,
There was Jesus. There was Jesus. There was Jesus. Ontvang die seën van die Here. Die ewige God is ons skuilplek. Sy arms is altyd onder ons. Soos wat die Vader Jesus gestuur het, stuur hy julle ook. Vrede vir julle. Amen.